Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan met jou goed. Efesiërs 4:27 sê en moenie aan die duiwel 'n vatplek gee nie. Die ou vertaling sê en gee aan die duiwel geen plek nie. Wat is 'n plek? 'n Plek is 'n opening, 'n greep, 'n voet in die deur, 'n geleentheid wat ek en jouself gelos het. Deur onvergewensgesindheid en bitterheid en woede en kompromie met sonde, negatiewe woorde en denke en ongehoorsaamheid met God. Die lys gaan aan en aan. Die duiwel kan nie net sommer inkom nie. Hy moet 'n opening kry. En hoe gee ek en jy 'n opening? Deur om hierdie moedswillige sondes in ons lewens te doen. En nou sê die Bybel dat ek en jy en hom geen kans en geen vatplek moet gee nie. Daarom moet ons in die lig lewe en ons sondes bely en om doelbewus weerstaan soos Jakobus 4:7 sê. Ons hart skoon hou en ons vul met God se woord en vas staan in Jesus Christus. 1 Johannes 4:4 sê tog mooi, hy sê hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Moenie aan die duiwel 'n vatplek gee nie. Nou, so rukkie terug het ons daar by die kerk 'n probleem gehad met bye. Eers was daar enetjie en hy het rond gesweef en toe was daar 2 en toe was daar 3 en later was daar 'n hele swerm duisendes van hulle. En besef ek dat as ons die ou eerste bytjie kon verhinder het om nes te maak of hom gepla het sodat hy kon weggaan, sou hy nie vatplek gekry het nie en sou hy nie 'n hele kolonie getrek het nie. Net so moet ek en jy pas op vir daardie ou klein sondes en die klein dingetjies in ons lewe wat ons toelaat wat die duiwel regmatig plek in ons lewe gee. Die duiwel wil net 'n klein deurtjie oop hê. Hy wil net iets hê waarmee jy besig is wat verkeerd is, op dit wat jy kyk op jou selfoon, op dit wat jy by die werk doen wanneer niemand sien nie. Dit wat jy in die privaatheid van jou huis doen. En wanneer hy daardie oop deur het, dan kom hy in en kom verwoes hy jou lewe. Net soos daardie een bytjie. Kom hy net alleen nie, hy kom met baie en daardie baie kan jou lewe verwoes. En daarom moet ek en jy ons sondes bely en dit los, bitterheid verruil vir vergifnis en leuns vervang met God se woord en in gehoorsaamheid wandel sodat God op ons trots kan wees. Waarmee wil ek jou vanmôre besig hou? Ek wil jou vanmôre besig hou met die gedagte dat hierdie klein sondetjies en klein goedjies waarmee ons besig hou, kan ons lewens vernietig. Wil jy nie vanmôre op 'n plek kom en sê, Here, ek weerstaan die duiwel in my lewe. Ek maak alle deure en alle openinge toe en plaas U as wag vir my lewe. Here, help my vandag om waaksaam te wees en om aan die duiwel geen vashou plek en vatplek in my lewe te gee nie. Here, ek kan nie bekostig dit in my lewe inkom nie, want hy gaan my lewe verwoes. Hy wil steel, hy wil slag en hy wil verwoes, maar U het gekom sodat ek kan lewe en dit in oorvloed kan geniet. Here, dankie vir die lewe. Dankie vir wat U vir my in hierdie dag gaan doen. Amen.